Die diagram verteenwoordig 'n stroombaan waarin alle eksterne resistors dieselfde weerstand het. Watter ammeter in die stroombaan sal die laagste lesing hê? Die korrekte antwoord is C, A3. Kom ons begin by die battery. Stroom vloei vanaf die positiewe terminaal na die negatiewe terminaal. Die totale hoofstroom vloei deur ammeter A1. So met ander woorde, hier gaan ons 'n maksimumwaarde hê. Van hier af verdeel die stroom in twee parallelle takke. Dit gaan deur A2 en hierdie weerstand, dit gaan deur hierdie weerstand en A3 nog 'n weerstand en dan kombineer hierdie twee takke weer by daardie punt. Hier het ons weer hoofstroom en as dit kom by A4 is dit ook 'n maksimumwaarde want beide A1 en A4 meet die hoofstroom. So A2 en A3 meet nie die hoofstroom nie, slegs vertakte stroom. Die som van A2 en A3 gaan gelyk wees aan A1 of jy kan ook sê die stroom deur A2 plus die stroom deur A3 gaan gelyk wees aan A4 want A1 se lesing is gelyk aan A4 se lesing. Maar die vraag vra, watter lesing is die laagste? A2 of A3? Kom ons sê die potensiaalverskil van die tak waarin A2 is gelyk aan die stroom wat vloei deur ammeter A2 maal met die weerstand in daardie tak. En dis slegs hierdie enkele weerstand R. Net so kan ons sê dat die potensiaalverskil oor die tak waarin A3 voorkom is die stroom wat deur A3 vloei maal met die weerstand in daardie tak. En dit gaan wees R plus R, want hulle is in serie geskakel in daai parallelle tak. Met ander woorde, die stroom deur A3 maal met 2R. Maar wat weet ons? Ons weet dat die potensiaalverskil oor die tak waarin A2 is, gaan gelyk wees aan die potensiaalverskil van die tak waarin A3 is, want dit is 'n parallelle vertakking. So nou kan ons sê dat die stroom deur A2 maal met R, met ander woorde daardie, is gelyk aan hierdie hele lyn. So met ander woorde 2R maal met die stroom deur A3 en ek het hulle doelbewus omgeruil. So wat kan ons nou doen? R en R kanselleer uit. So wat sien jy? Jy sien dat die stroom wat deur A2 vloei is dubbeld die stroom wat deur A3 vloei. So A3 gaan vir ons die laagste waarde gee. Nou gestel A1 het 'n lesing van 3 ampere, dan weet ons A4 gaan ook 'n lesing hê van 3 ampere. Dan verdeel die stroom in die verhouding 2 tot 1. Met ander woorde, A2 gaan 'n lesing hê van 2 ampere en A3 'n lesing van 1 ampere, want 1 plus 2 gee vir jou 3. Maar die korrekte antwoord vir hierdie vraag, A3 gaan die laagste lesing vir ons gee.